Die nasionale vergadering se vervolgingskomitee sal president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die Phala ondersoek te kniel ter teenstaan. En die eertydse prokureur Piet Viljoen bly in aanhouding by die Gossie Mampuru gevangenis tot sy volgende hofverskyning. Goeiedag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is James Kemp. Die nasionale vergadering se vervolgingskomitee het besluit om president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek teen te staan, wat daarop gemik is om die Phala ondersoek te stuit. Die komitee het vanoggend die besluit geneem wat moet bepaal of Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Ramaphosa het verlede week die Hooggeregshof in Kaapstad genader vir 'n interdik om die komitee se verrigtinge te keer. Volgens berigte het die ANC probeer om die komitee te oortuig om die hofuitspraak te aanvaar, maar die meerderheid het besluit om die president se aansoek teen te staan. Parlementslede in die ad hoc komitee wat polisie korrupsie ondersoek het hul skriftelike voorleggings ingedien vir opname in die komitee se konsepverslag. Die komitee het die eerste fase van sy beraadslagings afgehandel en sal nou bewyse oor bestuur, uitvoerende gesag en leierskap ondersoek. Lede sal ook insette lewer oor die mandaat en werksverrigtinge van die politieke moorde taakspan, asook beweringe van georganiseerde misdaad, botsende belange en verkrygingspraktyke. Die finale konsepverslag sal op 13 Julie aan lede voorgelê word, voordat dit op 16 Julie in die nasionale vergadering ter tafel gelê word. 'n 69-jarige Kanadese toerist is by 'n piknikplek naby die Papeni-hek in die nasionale Kreurwiltuin doodgeskiet nadat 'n privaat gids glo per ongeluk 'n vuurwapen afgevuur het. Volgens Sanparke was die besoeker deel van 'n groep wat 'n privaat bosbraai ervaring by 'n gelisensieerde konsessie in die park bygewoon het toe die voorval plaasgevind het. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens ondersoek die saak. Sanparke het intussen sy medelee met die oorledene se familie uitgespreek. Die Suid-Afrikaanse Poskantoor sal na verwagting binne die volgende 3 jaar uit sakeredding kom. Dit is 3 jaar nadat daar met die proses begin is. Die sakereddingspraktisyns het 'n aansoek in die Hooggeregshof in Pretoria gebring om die verrigtinge te laat vaar, aangesien die Poskantoor se finansiële situasie glo nou meer stabiel is. Die instelling het egter steeds 'n verlies van R71 miljoen in vergelyking met sy netto verlies van R514 miljoen in die vorige finansiële jaar. Motoriste in Suid-Afrika kan binnekort veranderinge aan die voertuiglisiensiestelsel verwag met die Padverkeersbestuurskorporasie of die RTMC wat na elektroniese verifikasie oorskakel in plaas van lisensieskyfies. Volgens die RTMC se woordvoerder, Simon Zwane, sal die oorgang geleidelik plaasvind en bly die skyfies geldig totdat implementeringsplanne aangekondig word. Die nuwe stelsel sal na verwagting gebruik maak van nommerplaatherkenning en digitale databasisse om voertuie se registrasie na te gaan. Die doel daarvan is om wetstoepassing te verbeter en bedrog met vervalste lisensies te beperk. Die eertydse prokureur Piet Viljoen sal in die Gossie Mampuru gevangenis in aanhouding bly na sy hofverskyning in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria vroeër vandag. Viljoen wat onlangs uit Amerika gedeporteer is en Dinsdag aand op die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem is, word deur meer as 400 klagtes van bedrog, korrupsie en diefstal in die gesig gestaar. Dit volg nadat hy na bewering staatseiendomme van die Johannesburgse metro ter waarde van R27 miljoen onwettig verkoop het. Die staat het aangedui dat hul Viljoen se formele borgtog aansoek aanstaande Vrydag sal teenstaan. Owerhede moet eers Viljoen se Noordwes en Wes-Kaapse adresse nagaan. Sy versoek om in die Sunnyside polisiekantoor aangehou te word om regskonsultasies te vergemaklik is geweier. Die valke beplan om binnekort nog 4 verdagtes in verband met die 2010 bedrogsaak in hegtenis te neem. Die saak word op 26 Junie voortgesit. Intussen sê tientalle aspirant-entrepreneurs hulle het hul neseier verloor nadat hulle in die Tammy Taylor Nails konsessie belê het en voer nou aan dat hulle deur Viljoen en sy eggenoot Melanie mislei is. Dit is die nuus op Pretoria FM. Ek is James Kemp en ons wens jou 'n lieflike aand verder toe.